Vriende, goeiedag. My naam is Pieter van der Merwe. Ons gesels oor die Here se koms, die wederkoms. Wonderlike onderwerp. Ek dink is die belangrikste onderwerp van ons tyd. Dit is nie, ek dink nie, dit is die belangrikste onderwerp van ons tyd. Dit is ook die onderwerp wat die mense die meeste negeer, hartseer ook in die kerk. En ons prys die Here dat die Here kinders oprig en sy kinders oprig om die goed raak te sien. En daarom het ons die voorreg om vandag met u te praat, verder ook oor hierdie onderwerp. Kom ons bid net saam voor ons begin. Here, dit is so 'n mooi dag. Dis 'n dag wat u nog gun vir ons op hierdie wêreld. Dankie dat ons met u woord kan sit en sommer kan vra, Here, sluit oop wat moet oopgesluit word. Bring begrip waar daar nog nie begrip is nie. En dat die lig van die Gees en die waarheid van die woord regtig in almal van ons se lewens weerklank en weerkaats in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons het verlede week gesels oor Matteus 24 en die profesie in Matteus 24, waar dit gaan oor die klem wat dit op die Jode het, op die Here Jesus se volk. Hy praat met Joodse vriende, sy 12 disippels, na aanleiding van goed wat gebeur het rondom, hulle kyk na die tempel en so meer. So dit is 'n Joodse insig wat hy gee vir hulle. Julle as Jode moet daarvoor en daarvoor en daarvoor oplet. Nou, ons as kerk moet ook oplet daarvoor, maar dit bring ander betekenis as 'n mens verstaan dat die eerste deel gaan oor die Jode. Daar is baie welkom om verlede week se geselsie te gaan kyk. Vandag skuif ons 'n bietjie verder aan later in die hoofstuk, waar die vyeboom bespreek word. Nou, die vyeboom is 'n ongelooflik belangrike ding. Ons stel male sonder tel daaroor gepraat dat die vyeboom die simbool is van die land. Die wingerdstok en die olyfboom is die geestelike Israel, maar die vyeboom is die fisiese Israel, die boom. Nou, ons kan nie die gedeelte in hoofstuk 24 lekker verstaan as ons nie nou teruggaan na hoofstuk 21 toe nie en kyk wat daar gebeur met 'n vyeboom daar. Nou, ek het baie oud geword voor ek besef het, maar jy kan nie hierdie twee vyebome van mekaar losmaak nie. Die een volg op die ander. Wat gebeur in hoofstuk 21? Die Here Jesus is honger, hy soek vrugte om te eet, maar daar is nie vrugte nie. Nou sê die woord vir ons, daar was blare aan, met ander woorde, daar was nog nie die tyd vir die vrugte nie. En dit is ongelooflik profeties belangrik om dit te verstaan. En die Here vervloek hierdie vyeboom, hy verskrompel voor hulle oë, hulle staan verbaas oor wat hier gebeur. Nou, as die vyeboom die simbool is van die land Israel, dan beteken dit dat die Here Jesus die blare gesien het, soos ons vandag blare sien aan hy land, welige blare. Ons sien ook nog nie vye nie. Ons sien nog nie die vrug van die koms van die Messias en hulle aanvaarding van hom nie. So het ook in hoofstuk 21 het dit gebeur dat die Here Jesus die vyeboom vervloek, dat hy verskrompel. En dit het 70 na Christus gebeur, toe die Romeine vir die Jode dwars oor die wêreld verstrooi het. Ons selfs die simbool dat die boom dadelik verskrompel het. Dit is eintlik 'n verwysing ook wat in 70 na Christus gebeur. Dit was 'n kort periode wat die hele land vernietig is, almal ingejaag is, dwars oor die wêreld. So, weer eens is die vyeboom 'n simbool van die volk Israel. Nou as ons hoofstuk 24 kom, dan sê die Here Jesus vir hulle, hou die vyeboom dop. Vriende, dit is kort na hoofstuk 21. Ek mag verkeerd wees, maar ek dink hulle het net een nag geslaap tussen hoofstuk 21 en 24. So, hou die vyeboom dop. Weereens, hou die land Israel dop. Nou, dit word ook vir ons as kerk gesê. En dit gaan nou nie net hier oor die Jode, soos die ander gedeeltes wat ons laasweek oor gepraat het nie. Die toestand van die vyeboom Israel is 'n barometer vir die kerk, vir die nasies ten opsigte van die tyd vir die wederkoms van Jesus Christus. Jy kan gerus gaan kyk in Jeremia 24, daar is 'n hele klompie plekke in die woord wat die vyeboom die simbool is van die land Israel. Nou, in Markus 11 vers 12 tot 21, waar ook hierdie gedeeltes beskrywe word, daar word gesê die vyeboom is 'n metafoor oor hoe die tekens van die tye raak gesien moet word.
Wat die Here Jesus eintlik by implikasie sê in hoofstuk 21, en dit besef ons nou eers hier in die eindtye. Die mense het dit nie verstaan nie, die kennis neem toe, soos die Engels vir Daniel gesê het, en dit neem toe. Nou kan ons dit terugken. Dit was nog te vroeg vir die vrug te dra. Die Here Jesus het geweet, wat laat hulle hom nie gaan gehoorsaam nie. Hy gee vir hulle hele periode na sy terugvaart na die hemel, en om reg te maak, om hom te aanvaar as Messias. Hulle doen dit nie, hy het dit geweet voor die tyd, daarom verskrompel die vyeboom in 70 na Christus en almal word weggevoer. Nou, in hoofstuk, soos ek sê, hoofstuk 24, beskryf hy weer die vyeboom vol blare. As ons gaan kyk na Matteus 24 vers 32 aan. Kom ons kyk nou net versie vir versie. In vers 32 staan: leer van die vyeboom hierdie les. Wanneer sy lote reeds begin sag word en sy blare begin stoot, besef julle dat die somer op hande is. Ek sê weer, hy sê dit vir sy Joodse vriende, maar ons as kerk moet ongelooflik mooi kyk hierna, want hier kom detail wat ek dink nie so duidelik deurkom in die hele res van die woord van die Here nie. Ons moet onthou, dis die Seun van God wat hier praat, en hy praat oor sy wederkoms. Wanneer sy lote reeds begin sag word en die blare begin stoot. Ons sien dit gebeur. Ons is die generasie wat dit nou weer besien. Voor in 1948 was Israel 'n stofkol ergens op die landkaart. Daar het niks aangegaan nie. Na 1948 bloei hierdie land, aanvanklik baie swaar, die een oorlog op die ander. Een is nou nog aan die gang. En vriende, hierdie oorlog is so profeties, want ek glo dis die oorlog wat die grense van die land oopmaak vir die Esegiel 38 oorlog wat daar beskrywe word. Maar nou dwaal ek af. Kom ons kyk net weer na die vyeboom. Nou sê hy, julle moet besef dat die somer op hande is, wanneer hy begin blare stoot. Ek sê weer, nog nie vrugte nie. Die vrugte kom, en die woord beskrywe ons die tyd wat die vrugte kom in die land Israel, wanneer die antichrist, ek glo dis hier in die middel van sy termyn, wanneer hulle oë oopgaan, dat hy voorgee, hy is God, en hulle besef, maar hy is nie God nie. En dan draai na Jesus Christus toe. Vers 33, net so kan julle, wanneer julle al hierdie dinge sien gebeur, weet dat die einde op ander hande is. Met ander woorde, as die vyeboom bot, wat nou voor ons oë gebeur, moet ons weet, die einde is op hande. Vriende, die woord van die Here is ongelooflik letterlik. Hy sou gesê het, wees geduldig, of wat ook al, julle moet net begin dink daaraan. Hy sê die einde is op hande. En as die woord dit sê, dan is dit die waarheid. Voorwaar, ek sê vir julle, hierdie geslag wat die vyeboom sien bot, sal nie verbygaan voordat al hierdie dinge vervul is nie. Ek dink nie daar is 'n meer letterlike versie in die woord van die Here oor sy wederkoms in terme van die tydsaspek as hierdie een nie. Wie is die mense wat vandag lewe? Dis u en ek. Dis u en ek wat die vyeboom sien bot. Daardie generasie sal nie uitgesterf het wanneer al hierdie dinge gebeur nie. Selfs al sou die hemel en die aarde ophou bestaan, my woorde sal vir altyd vas bly staan. Vriende, waarvan praat hy hier? Glo ek, onder andere, aan sy belofte aan Abraham alreeds, dat hy hulle God sal wees vir ewig, dat hulle sy volk gaan wees. Hier staan nou ter sprake die hele ding dat Israel weer herleef het. God gee nooit op nie. Hy gee nie op, hy het beloftes gemaak. God gaan ons nie 'n verbond met Abraham sluit vir ewig en dan op 'n stadium sê nee, ek is nou moeg vir julle nie. Nee, ja, hy is moeg vir hulle, maar hy hou hulle aan die lewe en dit is presies wat hier beskrywe word. Ons is die generasie wat ons sien en hierdie woord leer vir ons, die generasie wat hierdie goed sien gebeur. Ek herhaal myself nou, maar dis die generasie wat sy koms gaan sien. Vriende, vers 36 staan daar nog, tog ken niemand die presiese datum en die tyd wanneer hierdie dinge sal gebeur nie, ook nie die engele of selfs nie die Seun nie. Dit weet net die Vader. Nou weer eens, vriende, hier is nou iets interessant om te sien.
Niemand ken die presiese datum en die tyd nie. Van watter koms praat hy hier? Hy praat van sy koms wanneer hy sy kerk, die liggaam, vir u en ek wat glo in Jesus Christus kom haal by die weggeraping. Dit is die koms wat niemand die datum en die uur ken nie. Dit is hierdie een wat die 10 maagde nie geweet het wanneer die bruidegom kom nie. Party het weer afgekoel, die olie het opgeraak, maar die 5 wat genoeg olie gehad het, het ingegaan. Hierdie hoofstuk sluit met ander woorde ook af met hierdie gelykenis. Niemand ken die presiese datum en die uur nie. Vriende, dit kontrasteer met die koms van die Here Jesus op die wit perd in Openbaring 19, waar elke oog hom sal sien en wat inval by hierdie hele ding, dat die tye afgemeet is. Dis 'n ander koms. Jy kan presies sê, dis die dag omtrent wat die Here Jesus gaan kom. As ons gaan kyk na sy tweede koms, dan is dit 1260 dae tot op die 3,5 jaar tydperk van die Antichrist, dan tel jy net weer 1260 dae tot by die einde van die Antichrist, en dit is die tyd. Nou, ek sê nie dit gaan op daai dag wees nie, maar dit is die tyd wat die Here Jesus weer terugkom. Vriende, so, die eerste koms weet niemand die tyd nie, dis die wegraping. Hy kom ook nie tot op die aarde nie, hy kom in die lig. Hy kom haal vir ons om by hom te wees. Wat 'n ongelooflike woord. Nou goed, vers 37. Wanneer ek die seun van die mens verskyn, sal dit gaan soos in die tyd van Noag. Nou hierdie verskyn is ook weer eens die wegraping. Hoekom sê ek dit? Kom ons lees wat hier staan. Voor die groot vloedwater gekom het die mense soos gewoonlik voortgegaan om fees te vier en oor en weer te trou, selfs nog totdat Noag in die ark ingegaan het. Vriende, daar's 'n doodsheid in terme van die verstaan van die profeseë in hierdie wêreld. Dit is dood in die kerk wat dit betref. Die oorgrote meerderheid van die kerk sien dit nie. Met ander woorde, hulle verstaan nie die vloedwater wat kom nie. Wat is die vloedwater? Dit is wanneer die Antichrist in krag en in absoluut sy boosheid ingryp in hierdie wêreld. Ons sien vandag net die voortekens daarvan. En dit groei by die dag. Dit raak, dis geboortepyne sê die woord. Dit word erger by die dag. En die van u wat soos ons die nuus volg, sal dit besef. Goed gebeur al hoe meer, ek wil amper sê oornag, in die rigting dat die Here Jesus kom is. Wanneer kom hy? Of watter koms praat ek van? Nou, ons praat nou van sy eerste koms, wanneer hy op die wolk kom en vir ons sy kinders kom haal. Die ouens wat dit nie ingesien het, die vers 39, hulle het eers besef wat aan die gang was, toe die vloedwater kom en almal verswelg het, net so sal die koms van die seun van die mens wees. Die seun van die mens kom wanneer almal verswelg het. Ons kan sê, dit is ook by sy wederkoms, die een wat beskrywe word wanneer hy op die wit perd kom. Die punt is net, ons moet 'n onderskeid maak, daar's 2 komste, dis nie regtig 2 komste nie, maar die woord praat verskillend van hierdie 2 komste. Die een is onverwags en die een is in die tydlyn wat vir ons gesê word van die tyd aan die einde van die Antichrist. Dan hierdie voorbeeld wat hy noem van 2 persone wat saam op die land werk, die een sal saamgeneem word, die ander een sal agtergelaat word. Wat het ons hiermee te doen? Wegraping. 2 vroue saam by die koringmeelmaal, die een sal saamgeneem word en die ander een sal agtergelaat word. Wegraping. Vers 43, julle besef tog goed, as 'n huiseienaar vooraf weet hoe laat in die nag die dief gaan kom, sal hy op sy hoede bly en nie toelaat dat daar by die huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook voorbereid wees, want die seun van die mens kom op 'n tyd, wanneer julle dit nie verwag nie, wegraping. Dit is een van die wonderlikste onderskeid wat tussen die wegraping en die koms van die Here gemaak word. Vriende, u en ek het die woord van die Here. Ek dink nie 4-5 generasies terug het dit so verstaan nie. Maar ons as kinders van die Here kan dit sien. En ek sê weer, die engel het vir Daniël aan die einde van die boek Daniël, waar Daniël gesê het, maar ek verstaan nie die goed, toe sê die engels vir hom, wag maar, die kennis sal kom. Jy gaan eendag gaan ons verstaan en ons sien dit, dat dit nou aan die gebeur is.
in vers 45 tot 51 jaar, praat hy van die verstandige slaaf wat sy huisheer se eiendom goed bestuur het. Die verstandige slaaf het ook nie geweet wanneer hy terugkom nie, maar hy het die eiendom goed bestuur. Vriende, dis u en ek, dis kinders van die Here wat in hierdie tyd lewe. Ons het 'n lewe in onsself wat ons moet goed bestuur, maar rondom ons gaan ook dit aan wat aan die Here Jesus behoort, wat ons verantwoordelikheid oor het, mense, medemense, familielede, werksgenote, ek meen, as ons kyk na die opdrag van die Here aan sy kinders vir hierdie tyd, maak disippels, dis ons sentrale opdrag, maar ook lewe in 'n noue verhouding met Jesus Christus, dis verskriklik belangrik. Ons verwag sy koms, met ander woorde, ons leef soos mense wat sy koms verwag, die koms wat onaangekondig is. En soos ek reeds net al gesê het, die 10 meisies in hoofstuk 25, wat om verwag was gereed, hulle het olie gehad, die woord praat daar met ons. Mag die Here u seën, mag hierdie gedeeltjie vir u ook die oë oopmaak aan die tye waar ons lewe, want dit is ongelooflik belangrik. Kom ons bid net saam. Here, ek prys u dat ons nie weeskinders is nie. Ek prys u, Here, dat ons nie in die donker lewe nie. En dankie dat die beeld wat u gebruik van Jesus Christus is juis die lig en die een wat lig bring. Dankie vir u Gees wat in ons woon, wat u toelaat, eintlik vir ons gegee het as 'n geskenk, om ons te lei in die waarheid. Seën elkeen wat u luister, mag u naam verheerlik word en almal van u kinders, almal wat ook hier luister, in Jesus se naam. Amen. Vrede vir julle.